soos ek gesê het, baie welkom. Ek gaan vandag met 'n vraestel 2 'n lekker sessie met begin en soos julle kan sien, ek hoop almal is reg in julle klasse en met julle penne en potlode en skryfpapier. Dis vir my lekker om te sien en dankie vir die onderwysers ook wat ook julle tyd gee om hierdie leerders reg voor te berei vir November. Goed, so ek gaan begin met 'n bietjie van die tegniese aspekte van die vraestel. Ek glo julle onderwysers gaan ook dit deeglik met julle deur as 'n mens dink aan hoe ons die vraestel gaan benader. Hier aan die linkerkant by die mikro-ekonomie sal julle sien dat ons strategie, indien jy gefokus het op die mikrokant van die inhoud, sal jy fokus natuurlik vraag 1 is verpligtend en dan by afdeling B gaan jy vraag 2 en 4 beantwoord. Dit gaan jy ook oorseker maak en jy gaan nou weet waarmee is jy gemaklik wanneer jy nou klaar geleer het en op hierdie stadium van die jaar weet jy presies waarmee jy gemaklik is en hier wil ek ook vir jou sê daai 10 minute leestyd voor jy begin skryf moet jy regtig waar goed benut om te kies watter van die vrae gaan julle beantwoord. Julle het darm 'n lekker proefloopie nou gehad met die September eksamen, so ek glo dit is iets wat julle sommer vinnig gaan raak sien. So afdeling B is waar jy 'n keuse moet uitoefen. Daar gaan 3 vrae wees, 2, 3 en 4. Wanneer jy meer 'n mikrokant benadering het, dan gaan jy vraag 2 en 4 beantwoord en in afdeling C gaan daar 2 opsies wees waar jy dan vraag 5 gaan beantwoord wat dan die mikro-ekonomie afdeling is. Dit is natuurlik onderwerpe 5 tot 7 as ek nou reg onthou. Dit is volmaakte markte, onvolmaakte markte en dan ook markmislukking. Dan as ons oorbeweeg na die kontemporêre ekonomiese kwessies, daarso gaan jy sien dat ons daarso die verpligtende gedeelte is vraag 1 en dan wanneer jy by afdeling B kom, gaan daar weer eens vraag 2, 3 en 4 wees. Jy gaan dan vraag 3 en 4 kies. Vraag 3 sal dan 'n suiwer kontemporêre ekonomiese kwessies wees en vraag 4 gaan 'n mengsel wees, 50-50 verdeel tussen mikro-ekonomie en kontemporêre ekonomiese kwessies. Hierso ook by die mikrokant sal vraag 4 ook 'n mengsel wees daarvan. Dan gaan jy by afdeling C, gaan jy vraag 6 kies. Dit sal dan as jy hierdie gedeelte kies van jou kontemporêre ekonomiese kwessies, is dit onderwerpe 12, 13 en 14. 12 wat inflasie is, 13 as ek reg onthou is dit toerisme en 14 is omgewingsvolhoubaarheid. So dit is die baie belangrike aspek van jou vraestel. Dan gaan ons kyk, neem asseblief kennis van die volgende. En soos ek sê, ek wil net met hierdie begin, dat ons dit uit die pad uit kry, want dit is, as jy verkeerd begin, dan gaan jy jouself onder druk plaas vir die res van die vraestel. Opstelle speel groot rol in jou sukses in ekonomie, want jy moet slegs 1 opstel kies om in elke vraestel te beantwoord, wat 40 punte tel uit die groot totaal. So dit is iets wat 'n groot effek het op jou punte. Dan opstelle se 40 punte word soos volg gestruktureer. 30 punte vir een van die geselekteerde opstelle uit 2021 en 10 punte vir 'n matige tot moeilike hoër orde vraag wat dieper insig en begrip van die onderwerp vereis. As ons dan verder gaan kyk, maak seker dat jy in elke onderwerp deeglik bestudeer ter voorbereiding van jou voorbereidende en finale vraestel en jy moet dan ook prioritiseer opstel vrae van 1 tot 6. Waar 1 heel waarskynlik en 6 hoogs waarskynlik onwaarskynlik is. Bestudeer opstelle in die volgorde soos geprioritiseer. Ek sal ook later vir julle 'n dokument wys waar ek al reeds aangedui het wat heel moontlik
of meer waarskynlik in die November eksamen gaan wees. Dan opstelvrae wat nie in afdeling C getoets word nie, mag in afdeling B geassesseer word. Ek glo julle kan onthou in 2024 was die oligopolie gevra as 'n lang vraag en in September het dit in jou afdeling B voorgekom as 'n medium vraagie met die grafiek. So dit is wat daardie stelling aanbetref. Dan as ons nou gaan kyk na al die opsies, ek glo julle onderwysers bestudeer elke lang vraag wat gevra word in 2024 November en hier kan jy sien dat hierdie spesifieke vraag gevra was in 2025 in Mei en Junie. Dit word dan uitgekanselleer as 'n lang vraag. Onthou, soos hierbo genoem, dit mag wel in afdeling B gevra word. So dit val nie net heeltemal weg nie. En dan in 2024, hierso kan julle sien dat bespreekend titel die volhoubare ontwikkeling of omgewingswaarheid kan verseker. So hierdie enetjie val ook dan weg wat wat 'n lang vraag aanbetref. So kom ons begin met die res van vandag se sessie. Waar ek gaan nou hierso kan 'n mens ook nou gaan kyk. Hierdie is nou 2024 Mei en Junie 2023. So hierdie is 'n hele lys van lang vrae wat in die laaste 3 tot 4 jaar gevra was. So mens kan ook 'n idee kry van waar die fokus was en moontlik nou vir November gaan wees. Goed, so hierso is ook 'n volledige antwoord van die gevolge van inflasie. Ek wil net gou weer deurgaan deur die struktuur van hierdie van 'n lang vraag. Dit is regtig baie belangrik dat jy die volgende gaan doen, want onthou, dit is nie 'n onderwyser wat die vraestel gaan merk nie. So jy wil die struktuur van jou lang vraag so maklik as moontlik ek wil amper sê voor lê aan die merker. Daarom moet jy asseblief die volgende doen en jy moet hierdie woorde byvoeg en dit is dan die woord inleiding en daarso gaan jy kan jy ook net die definisie byvoorbeeld van inflasie. Hierdie lang vraag gaan byvoorbeeld oor inflasie, daarom gaan ons die definisie van inflasie hierso gebruik. En dit is een volsin en daar gaan jy 'n maksimum van 2 punte ontvang. So dan en dit kom ook in by al jou terminologie en jou definisie. So as jy dit baie goed ken, gaan afdeling A en B vir jou baie makliker wees om te beantwoord. Dan gaan jy die volgende opskrifie is jou liggaam of hoofdeel. Jy kan dit ook sommer netjies onderstreep dat die merker kan sien, hierso begin ek nou met my hoofgedeelte wat natuurlik 26 punte tel. Skryf ook jou opskrifte apart. Moet dit nie deel maak van jou sin, byvoorbeeld hierso deel van hierdie kolpunt of bullet nie. Dan gaan jy ongelukkig nie die punt ontvang nie as 'n deel van 'n sin is. So dit is hoekom ek regtig waar wil hê dat jy dit apart moet skryf. Dit tel ook dan nou 1 punt as 'n subopskrif in jou hoofgedeelte. So hierso kan ons nou sien, ons begin met krediteure en dan doen dit ook so, dit is 'n akademiese opstel, so daarom kan jy jou kolpunte gebruik, of ek sal voorstel dat jy definitief gebruik sodat die merker kan sien, hier is 'n feit wat uiteengesit word in 'n volsin waarvoor jy dan 2 punte sal ontvang. Vir 'n voorbeeld sal jy ook 'n enkel punt ontvang, so neem dit net ook in gedagte. Volgende opskrif het ons hierso debiteure, so ons begin met krediteure en natuurlik ons moet die gevolge van inflasie in gedagte hou. So daarom het ons hierdie inhoud waarmee ons nou hier werk. Dit is nou debiteure en dit is nou die leners. So ons moet onthou, dit raak vir hulle, hierso sê hulle geld met 'n hoë koopkrag en betaal dit terug met geld met 'n laer koopkrag. So jy verloor dan nou eintlik wat dit aanbetref.
Ons het ook onthou ons moet die hele tyd ons hoofonderwerp in gedagte hou, die gevolge van inflasie. Gedurende die tydperk van stygende pryse wen debiteer in reële terme, soos hierbo genoem word. Omdat die kontrak vooraf onderteken is en nie verander kan word nie. Hierso het ons dan salaris- en loontrekkers, hoe affekteer inflasie vir hulle? Dis soos julle weet, inflasie is die algemene styging in die prysvlak. As jy in die winkel instap, het al daardie pryse toegeneem. So hier staan nou prysstygings beïnvloed mense negatief, omdat hul inkomste relatief vas is. Jou salaris bly konstant vir ten minste 'n jaar, maar inflasie affekteer die produkte op die rakke konstant deur die jaar en daarom affekteer dit vir ons negatief. Ons koopkrag word geaffekteer. Afgetrede mense, pensionaris en armes sal die erosie van bestedingskrag ervaar en uiteindelik te min verdien om te oorleef. So, dis natuurlik pryse wat toeneem, mense wat afgetree is, hulle kry 'n vaste pensioenbetaling per maand en hulle kan dan nie byhou by die stygende pryse nie. Ja, so daar, soos julle kan sien, dit is 'n baie mooi uiteengesette lang vraag met subopskrifte en dan nou die verduideliking van die belastingbetaler in hierdie geval. En onthou, in jou lang vraag moet jy mooi gaan kyk dat jou feite en inligting by 'n totaal van 26 punte uitkom. Dit is regtig belangrik. Ek stel altyd voor aan my leerders dat hulle so 2 of 3 ekstra feite leer, van wanneer hulle dalk een vergeet, wat spesifiek een vergeet, dan kan hulle altyd 'n ander feit gebruik om nog steeds by hulle 26 punte uit te kom. Dan, julle sal nou sien hierso, addisioneel is nie deel van hierdie lang vraag nie, omdat ons mos nou nie vir November weet wat die addisioneel gaan wees nie, so daar moet jy dan aanpas by watter vraag vir jou aan jou gestel word, wat belangrik is. So jy gaan dan hierso addisioneel skryf, jy kan selfs net ADD daar skryf, net om af te kort en nie te veel tyd daarop te mors nie, en dan natuurlik werk jy na 10 punte in totaal. Dit kan, ja, dis belangrik, jy gaan ook kolpunte gebruik, en dan by 'n totaal van 10 punte. So nou het ons inleiding wat 2 punte is, hierdie is 26 punte, so dan is ons 28, plus jou addisioneel wat dit 38 kry, en dan jou slot, wat 2 punte is, wat ons dan na 'n totaal van 40 punte kry. Neem ook asseblief kennis dat vir jou slot of gevolgtrekking, gaan jy nie verwys na die addisioneel nie. Jy gaan verwys na jou hoofdeel of jou inhoud. Wanneer jy na jou addisioneel verwys, gaan jy ongelukkig nie die punte ontvang nie. So hou dit asseblief in gedagte wanneer jy jou slot skryf. Hier, dit is ook 'n hoë orde gedeelte van jou lang vraag, so hier moet jy oplossings gee vir die spesifieke probleem. Hierdie is natuurlik inflasie, so hierso sê hulle inflasie verminder die koopkrag van geld, wat beteken dat verbruikers minder goedere kan koop, wat lei tot 'n afname in lewensstandaard. Dis is belangrik dat loonverhogings hoër as die inflasiekoers is, en julle sal in die nuus sien dat wanneer mense byvoorbeeld vra vir 'n salarisverhoging, hulle altyd na inflasie verwys, sodat jy ten minste dieselfde verhoging kry as inflasie, of 1 of 2% meer as inflasie kry, om by te hou by die stygende kostes. Dan het ons die volgende enetjie, is bespreek in detail die maatreëls om vraagtrek en kostedrukinflasie te bestry. Julle moet asseblief, ek weet, dis nou nie Afrikaans se taal byvoorbeeld vraestel nie, maar
daar word sinonieme gebruik in die vraestel. Ek dink nou net aan September, ek dink die bewoording was bekamp. So, moenie te mekaar raak of senuweeagtig raak as jy bestry of iets anders, 'n ander woord sien nie wat dieselfde betekenis het nie, dit jy moet nog steeds dieselfde lang vraag beantwoord. So, hou dit maar net in gedagte dat dit jou nie senuweeagtig maak in die vraestel nie. Weereens het ons moet weer hier gaan kyk. Ons gaan kyk hoe ons wat is die maatreëls om inflasie te bekamp of te bestry. So hier gaan ons dit bespreek en hierdie lang vraag, as ek nou reg is, was in 'n paar September vraestelle van sekere distrikte. Hoekom? Want dit is iets wat ek glo baie van die paneel wat dit opgestel het, wat dink dit is heel moontlik of 'n moontlike opsie vir November. So hierso het ons inflasie. Hier kan jy ook weer die definisie van inflasie gebruik. Dit is nie 'n probleem nie, so jy kan dit hier ook gebruik. En dan natuurlik het ons weer eens die hoofdeel. Hou dit asseblief in 'n goeie struktuur, soos ek gesê het. Jy moet in gedagte hou dat die merker nog nooit jou handskrif en jou manier van beantwoord gesien het nie. So jou onderwyser gee nou of jou klas van graad 10 af, jou moontlik, so hulle ken al jou handskrif en hoe jy vrae beantwoord. So dit is hoekom ek net julle waarsku dat julle dit in gedagte hou terwyl julle die vraestel beantwoord. Ons begin met vraagtrekinflasie. Dis 'n enkelpunt daarso, en dan fiskale beleid. So fiskale beleid moet jy in gedagte hou dat dit is die minister van Finansies en die regering wat hier intree om inflasie te bestry of te bekamp. So as ons dink aan die regering, dink ons aan owerheidsbesteding en belasting. Dit is die twee instrumente wat gebruik gaan word om inflasie te bestry. Julle sal sommer dadelik sien hierso word dit genoem. En jy moet dan uit daardie oogpunt sê hoe belasting of owerheidsbesteding gebruik kan word om inflasie te verminder, te bekamp. So onthou, nou moet jy belasting aanpas. Byvoorbeeld, as daar baie geld voorraad in die land in sirkulasie is, wil jy belasting moet dalk verhoog sodat mense minder spandeer. Dit sal dan inflasie verminder. Of owerheidsbesteding moet verminder, ook dat inflasie verminder. Want die algehele doelwit is om jou geldvoorraad te verminder. Dan het ons ook, so hierso het hulle al reeds gesê, verhoging in direkte belasting om besteedbare inkome en te verlaag van jou huishoudings. Hierdie gebruik julle berekenmeesters daar buite. Julle weet mos wat die lopende betaalstelsel is. Dit is, in Engels is dit pay as you earn. So, dit is die LBS stelsel, wat eintlik maar basies beteken, dit is die progressiewe belastingskaal. So dit is belangrik om dit in gedagte te hou. Hoe meer jy verdien, hoe meer belasting gaan jy betaal. Dan het ons 'n leningsheffing, kan deur die staat ingestel word of verhoog word. En dan ook hierso as ons verder kyk, owerheidsbesteding kan verminder. So dit beteken, hulle verwys na staatsprojekte. En ek wil ook vir jou aanmoedig om voorbeelde te gebruik om wat baie maklik is om te onthou. So hierso kan jy dink, jy kan selfs die bou van brûe hierso gebruik. Wat ook al vir jou maklik is om te onthou. Nou, die owerheid, wat nou die regering is, gaan minder van hierdie goed doen. Hulle gaan beperk, hulle gaan hulle besteding beperk, sodat inflasie verminder. Finansiering van 'n begrotingstekort op 'n nie-inflasionêre basis, dit is nou lenings vanaf die nie-banksektor. Hef bo-belasting op ingevoerde goedere, wat die prys van ingevoerde goedere verhoog. En dit is nou wat
byvoorbeeld gebeur op internasionale vlak. Ons regering wil hê ons moet eintlik ons geld in die land spandeer om geld in die land te hou. En dit is wat hulle dan sal doen om ons as verbruikers te beheer om minder internasionale produkte te koop van ander lande. So hulle sal daar belasting hef sodat die produkte baie duur raak en dan het ons minder invoere. Dan het ons die monetêre beleid en soos ek gesê het, hier by die fiskale beleid moet jy dadelik dink aan regering, minister van Finansies en dit is meneer Lesetja Kganyago. Ag, ekskuus tog, dit is meneer Enoch Godongwana, jammer. Hy is ons minister van Finansies. Nou dat ek monetêr gesien het, het ek aan hom gedink. So, hy is die kaptein. Ek noem hom sommer die kaptein van die fiskale beleidspan en hy is minister van Finansies. Dan het ons die monetêre beleid en dit is waar die Suid-Afrikaanse Reserwebank inkom. So dadelik moet jy aan, en hierso is meneer Lesetja Kganyago, hy is die gouverneur van die Reserwebank en hy gebruik 'n hele paar instrumente om die geldvoorraad te beheer. Hierso sien julle sommer dadelik die repo koers. En dit is hoekom in dit nou onlangs het die repo koers verlaag. Ek gebruik dit nou maar net as 'n voorbeeld dat jy sien watter effek dit het op die ekonomie. So ons repo koers het tans verlaag want ons inflasie was ook onder die 3%. Julle weet dat die regering en die monetêre Suid-Afrikaanse Reserwebank wil ons inflasiekoers tussen 3 en 6% hou en dit is hoekom die rentekoerse nou verlaag het, is dat inflasie 'n bietjie styg. Dit is maar basies is waar die geldvoorraad nou 'n bietjie verhoog het. Maar in hierdie geval, in hierdie bespreking wil ons hê die inflasiekoers moet afneem, so dit is hoekom hier sê, ons wil verhoog die repo koers. Dit is dan deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank verhoog. Dus sal die kommersiële banke dan hulle prima koers verhoog vir ons as vir kliënte van ons kommersiële banke, dit is nou Absa en Standard Bank en Capitec en 'n klomp ander, sodat dit vir ons duurder raak om lenings terug te betaal. Soos dit hier sê, om beskikbaarheid van krediet te verminder. Nou gaan die banke 'n bietjie strenger wees om lenings uit te gee. Banke sal reaksie daarop rentekoers verhoog wat lenings duurder maak, soos ek gesê het, so as jy nou huis koop of 'n motor koop, gaan dit vir jou duurder wees om jou maandelikse paaiement aan die bank terug te betaal. Dan het ons stygende rentekoerse kan spaar aanmoedig en vraag verlaag. So dit is hierdie gedeeltetjie is van toepassing op mense en dit is hoekom as jy nou jou bank gaan kies, gaan jy ook na 'n paar faktore kyk. Jy gaan soek vir 'n bank met 'n hoë rentekoers wanneer jy nou geld spaar, want dit beteken jy gaan 'n hoër meer geld terugkry op jou belegging of jou geld wat jy nou in die bank hou. So in hierdie geval word mense gemotiveer om hulle geld te spaar want hulle kry 'n bietjie meer terug met 'n hoër rentekoers. Verminder die geldaanbod deur openmarktransaksies met die verkoop van staatseffekte. So wanneer hulle staatseffekte verkoop, beteken dit, onthou, ek sien dit sommer as 'n winkel basies. Nou natuurlik, hierdie is nou ver van 'n winkel af, maar dit is net om dit makliker te verstaan, is wanneer die Suid-Afrikaanse Reserwebank aan Standard Bank byvoorbeeld 'n staatseffek verkoop, beteken dit Standard Bank ontvang die staatseffekte, maar hulle moet mos nou betaal daarvoor. So dan betaal hulle vir die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Dit beteken Standard Bank se kontantvloei gaan verlaag, wat beteken hulle het minder geld om uit te leen.
aan hulle kliënte. So, indirek ontstaan daar dan 'n verlaging van geldvoorraad wat die hoofdoel was aan die einde van die dag. Dan het ons 'n toename in banke se kontante reserve vereistes om geld beskikbaar vir uitleen aan kliënte te verminder. Nou okay, kom ons dink gou aan hierdie voorbeeld. Die voorbeeld is kontante reserve vereiste beteken Absa of kom ons sê nou maar Bank X, ja, as jy R10,000 van jou geld by Bank X sit, dan hou hulle net sê net maar R10,000. Die res van daardie geld wat jy nou belê het by Bank X word weer uitgeleen aan ander kliënte. Okay? So, wanneer hulle sê toename in banke se kontante reserve vereiste, beteken dit die banke moet 'n hoër persentasie terughou. Soos my voorbeeld nou gesê het, in plaas van die R1000 wat die bank nou in kontant moet hou, moet hulle byvoorbeeld R2000 terughou. Dit beteken hulle kan net R8000 leen aan hul kliënte. So nou kan hulle minder leen wat die hele doelwit was. So nou is daar minder geldvoorraad in sirkulasie. So dit is wat dit beteken op die einde van die dag. Dan is ons klaar met jou vraagtrek inflasie en onthou, net om dit gou in perspektief te neem. Hoe hoër die vraag na produkte, hoe meer is mense bereid om te betaal daarvoor. So die vraag trek inflasie hoër. Okay, so as dit, hooplik maak dit vir julle sin. Die hoër vraag trek inflasie op. Mense is bereid om meer te betaal vir 'n produk waar 'n tekort is en daarom styg die pryse. Dan as ons by kostedrukinflasie kom, beteken dit die koste van die produksie gedeelte van die kom ons gebruik Eskom as 'n voorbeeld. Dis byvoorbeeld steenkool se prys het toegeneem en daarom raak die produk duurder. So nou gaan Eskom vir ons 'n hoër prys vra vir ons elektrisiteit en daarom druk die koste inflasie hoër. So die koste om te produseer maak die produk duurder. Dit kan ook wees oor loonverhogings of salarisverhogings vir die mense wat kom ons sê by Eskom werk, as hulle vir 'n hoër salaris vra en Eskom besluit om dit wel vir hulle te gee, gaan hulle die verhoging in salarisse inwerk in die koste van die produk op die einde van die dag. So, produktiwiteit is weer aparte opskrif, trek sommer 'n lyn onder dit, 'n netjiese lyn as jy dit in die eksamen gaan beantwoord en dan ook weer eens jou kolpunte wat jy gaan gebruik om dit lekker in 'n goeie struktuur te gee dat die merkers sommer vinnig sien wat jy vir hulle bied. Stygende produktiwiteit deur beter onderwys en opleiding en ondersteuning van tegnologiese ontwikkeling is ook iets wat 'n effek gaan hê op ons inflasiekoers. Loonverhogings, soos ek genoem het, moet met gepaardgaande stygings in produktiwiteit toegeken word. Jy kan nie vir die mense meer of hoër lone gee, maar jou produktiwiteit neem nie toe nie. Dan is dit ook oneffektief op die einde van die dag. Beskerm mededinging deur die mededingingskommissie. Ons weet self, dis die mededingingskommissie, die tribunaal en ook die appelhof wat hier te sprake is. En ons moet kyk na hoe mededinging plaasvind in Suid-Afrika, sodat ons as verbruikers nie uitgebuit word in die verkoopproses nie. Moedig persoonlike spaar aan wat beleggings moontlik maak en die aanbodkant van die ekonomie vergroot. Dit is belangrik in Suid-Afrika, is dit moeilik. Daar kan nie regtig 'n kultuur van spaar wees as die mense nie genoeg verdien nie. So in ons land is salarisse
word spandeer op jou basiese behoeftes en daar is nie regtig geld oor om te spaar nie. Dan het ons ander maatreëls wat oorweeg kan word. So nou kyk ons na ander opsies. Prysbeheer deur vasstel van pryse van sekere noodsaaklike goedere. Dit verseker die owerheid dat hulle bekostigbaar bly. Jou stapelvoedsel byvoorbeeld. Ons wil nie mense moet honger gaan slaap in die aande nie, so ons wil die koste van dit bekostigbaar hou vir die verbruiker en dat ons ook die lewensstandaard behou. Strenger voorwaardes vir verbruikerskrediet. Die owerheid maak dit moeiliker vir verbruikers om krediet te bekom en beperk so hul besteding. En onthou, dit sluit weer aan by die bekamping van inflasie, verslapping van invoerbeheer, swewende wisselkoers waardeur pryse outomaties aangepas word vir internasionale toestande. Onthou, ons het jou verskillende soorte wisselkoerse. Ons het 'n swewende wisselkoers wat verwys na vraag en aanbod. Daar is nie regeringsinmenging wat dit aanbetref nie. So dit word redelik vrylik nie aangepas nie. Dit is basies iets wat organies vasgestel word deur vraag en aanbod. Indeksering is 'n beleid om pryse te koppel soos lone, pensioene en bandlenings. Dis seker maar vir bandlenings van huise, rentekoerse met prysindekse om die effek van inflasie te verminder. Goed, dan weet jy, dan het ons nou natuurlik 26 punte. Dit lyk vir my of hier baie meer inligting is, so 'n memorandum of 'n merkriglyn moet natuurlik baie meer opsies hê as wat jy gaan neerskryf om in ag te neem wat is al die opsies wat gegee kan word deur elke kandidaat wat die vraestel gaan beantwoord. So jy mik na 26 punte toe en dan sal jy weer 'n addisioneel hier hê wat 'n totaal van 10 punte gaan wees en dan jou slot. Hier sal jy sien hulle verwys na jou 3% en 6%. Want dit is waar die Suid-Afrikaanse Reserwebank ons inflasie wil redelik konstant wil behou. Op die oomblik is ons inflasiekoers, ek dink dit is nou deesdae op 3.3%, so dit is dan tussen die 3 en 6% wat vir die Suid-Afrikaanse Reserwebank tevrede hulle sal tevrede wees daarmee, en hier sal dit hou deur geskikte beleide toe te pas om inflasie te bekamp. So die beleide waarna hulle verwys is mos nou natuurlik die fiskale beleid as ook jou monetêre beleid. So dit is waarna hulle daar verwys. Julle sal weer eens sien, ons verwys na die hoofgedeelte van die lang vraag. Jy moet asseblief nie na die addisioneel verwys in 'n slot nie. Jy gaan dan glad nie punte ontvang nie. So hou dit asseblief in gedagte. Hier, onthou ons kyk nou spesifiek na hierdie lang vraag, want ons dit is ook wat in afdelings B en C opsies is. Ek praat nou maar spesifiek van indien 'n sekere lang vraag nie gevra word in afdeling C nie, gaan jy dit heel moontlik in afdeling B kry as 'n medium vraag of dan nou 'n 4-punt vraagie. Goed, ons kyk na die gevolge en soos ek gesê, daar is partykeer sinonieme in sekere handboeke of notas, so hou dit asseblief in gedagte. Moenie senuweeagtig raak as jy 'n ander woord dalk sien wat dieselfde betekenis het nie. Ons bly gefokus en ons kyk wat is die effekte of gevolge van toerisme. En hou dit asseblief prakties. Dit moenie te tegnies probeer raak nie. Dink aan wat in ons land gebeur en ons gaan nou kyk na 'n paar voorbeelde. Hierso kan jy sien, dis weer eens, ons struktuur is baie belangrik, die inleiding moet daar staan en jy gaan dan byvoorbeeld die definisie van toerisme daar gaan skryf vir jou 2 punte. Jou hoofdeel is wat volg en jy moet jou subopskrifte apart gaan skryf om die 1 punt te ontvang. Dan sê ons hierso verder, so ons verwys na ons bruto binnelandse produk, ons kyk na ons
hoe produktief ons is in die land. Toerisme het 'n groter impak op die dienstebedryf en dra direk en indirek by tot die land se BBP en die ekonomie. Dis ook 'n arbeidsintensiewe gedeelte en dit is wat ons land baie sou help wat werkskepping aanbetref. Die direkte bydrae verwys hulle hierso van die reis en toerisme weerspieël interne besteding aan reis en toerisme. Wanneer julle nou 'n bietjie in die vakansie, hooplik wanneer julle ontspan en julle stap 'n bietjie daar by Leeukop of by Tafelberg of by Waterfront, gaan julle verseker toeriste daarso raakloop en dit is presies wat hulle hierso noem, toeriste wat na ons land toe kom om natuur skoon te geniet. Dan het ons indirekte bydrae, dit sluit in aankope van verskaffers van goedere en dienste deur die sektore wat direk met toeriste handel. En sluit in aankope van skoonmaakdienste, dis nou byvoorbeeld vir hotelle, né? Deur hotelle, brandstof en spysenieringsdienste deur lugrederye, dis nou die Suid-Afrikaanse lugdiens en dienste deur reisagente. As julle nou by byvoorbeeld Pen Travel of by Flight Center werk, gaan julle daarso salaris en kommissie verdien deur hierdie pakkette wat julle gaan verkoop. In diensneming, die bedryf is ideaal om werk te verskaf en dit is hoekom dit so belangrik is vir ons land. Ons het ook baie hoë werkloosheidssyfer en daarom is dit iets wat baie sal help wat werksgeleenthede skep. Toerisme, soos ek gesê het, is arbeidsintensief. Dit beteken maar net ons het baie mense nodig wanneer ons byvoorbeeld 'n diens wil lewer. En dis natuurlik, ons het twee soorte. Ons het kapitaalintensief waar jy meer masjinerie nodig het. As jy nou dink sommer aan 'n Tesla fabriek, dit is kapitaalintensief, jy sal klomp masjiene sien, maar arbeidsintensief is waar baie mense gebruik word in 'n industrie, soos byvoorbeeld in 'n hotel of 'n restaurant, waar ons kelners nodig het, ons het mense nodig wat skoonmaak en dienste lewer. Die toerismebedryf kan binne 'n kort tydperk baie werk skep. Soos ek genoem het, is arbeidsintensief. Dan het ons ook armoede hierso, wat 'n effek het. Die inkomste wat deur die toerismebedryf verdien word, dra by tot die land se groei en ontwikkeling. So ons lewensstandaard word verhoog deur toerisme en ons is meer produktief wat ons ekonomiese groei help. Die Departement van Toerisme is betrokke by die armoede verligtingsprojekte wat toerismeprodukte en dienste in gemeenskapsbesit bevorder. Dan het ons toerisme eksternaliteite, dit verwys basies na wat is die goedjies wat uit toerisme uitvloei. En hier het ons natuurlik ook negatiewe en positiewe eksternaliteite. Toerisme aktiwiteite kan voordele of koste tot gevolg hê vir die derde partye wat nie deel is van die koper-verkoper mark nie. Ek dink nou sommer net vinnig aan as ons Tafelberg toe gaan en ons stap daarbo rond, mense wat dalk rommel strooi of vir die tassies voer of iets simpels soos dit. Dis nie altyd 'n positiewe ding nie, en veral mense wat dalk van die fynbos pluk, wat nie goed is vir die omgewing nie. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van negatiewe eksternaliteite. Terwyl toerisme groot bedrae inkomste lok, kan dit ook onnodige omgewingsskade veroorsaak wat die fondament waarvan dit afhang kan benadeel. Ander voorbeelde: verkeer en opeenhoping, ekstrapolisering as gevolg van misdaad, verhoogde gesondheidsdienste en sanitasie en die vernietiging van flora en fauna. Dis natuurlik ons plante groei en dan dit bederf uitsig oor die landskap, verhoogde instandhouding van infrastruktuur, die slaggate wat moet reggemaak word van die addisionele verkeer wat op die paaie is.
Dan het ons positiewe eksternaliteite. Hier noem hulle die geldtrein verskaf vinnig skakels na verskillende gebiede. In ons provinsie het ons ook die MyCity busdienste wat gebruik word en ook tot stand gekom het, spesifiek vir die sokker wêreldbeker in 2010, maar dit word tans nog steeds gebruik en dit help met die verligting van verkeersknope. Dan het ons ander voordele is nuwe ontspanningsgeriewe, verhoogde direkte en indirekte belastinginkomste. Ons weet dat ons BTW is opgestoot na 15% toe, so dit help ook vir die regering spesifiek om 'n inkomste te genereer. Toerisme kan inflasie veroorsaak, natuurlik. Mense met baie sterk wisselkoerse kom na Suid-Afrika toe en spandeer baie geld. Ons het die pond wat omtrent R24 'n pond is, die Amerikaanse dollar en die euro, net om 'n paar te noem, is baie sterk. So dit is mense wat dan hiernatoe kom en dit sal dan vir ons as plaaslike inwoners baie duur raak, soos hier genoem. Dan het ons ook infrastruktuur wat verbeter. Hierso is toerisme lei tot verhoogde vraag wat besighede meer gewillig maak om in kapitaalgoedere en arbeid te belê. Staatsbesteding op infrastruktuur word aangemoedig omdat dit inkomste kan genereer en dit ook net vergemaklik. As mense nou dink, wat doen toeriste as hulle na die Kaap toe kom spesifiek? Ons gaan na Tafelberg toe of Leeukop, Clifton en al die strande. Ek dink ook aan Franshoek. Ons het ons haaibote daarso in Kleinbaai en Gansbaai wat vir die mense uitvat om onder water na die haie te gaan kyk en te kelders waar die walvisse en hermanus is. So, dit is al die tipe goedjies wat ook help tot 'n mate. Die laaste tweeetjies hierso is 'n energie-infrastruktuur soos elektrisiteit word deur toeriste by toeristeterreine benodig en ons weet daar is nog al vir 'n klompie jare groot druk op Eskom om elektrisiteit te verskaf. Toeriste benodig basiese dienste soos skoon water en vullisverwydering wat op munisipale vlak hanteer word en waar dit dan deur die munisipaliteite verskaf moet word. Ons het addisioneel wat nie hier is nie, so wees net voorbereid en pas lees die addisionele vraag sorgvuldig deur om dit dan tot jou volle potensiaal te kan beantwoord. Ons sluit dan af hierdie enetjie met die slot. Ons verwys na die hoofgedeeltetjie toe, die ondersteuning van toerisme, beide binnelands en internasionaal, het 'n deurslaggewende rol gespeel om ons ekonomie te laat herleef en die lewenskragtigheid van ons toerisme sektor te herstel. Hier noem hulle binnelands en internasionaal. So, in die notas word dit genoem dat wanneer jy byvoorbeeld wat 'n Suid-Afrikaanse burger is, verder as 160 km ry om byvoorbeeld blomme te gaan kyk of in 'n gastehuis te gaan bly in 'n Karoo dorp byvoorbeeld, dan word jy as 'n plaaslike toerist of 'n binnelandse toerist gesien. Wat dan natuurlik daardie dorp of tot voordeel sal wees vir daardie dorp byvoorbeeld. Hierso het ons dan nou die voordele van toerisme. Ons het die inleiding waar jy ook weer 'n definisie kan gebruik vir 2 punte. Ons het dan die hoofdeel en onthou ons fokus op voordele. So dit is die hele tyd wat jy in gedagte moet hou wanneer jy hierdie vraag of lang vraag beantwoord. Huishoudings, weer eens 'n aparte opskrif vir jou 1 punt. Moet net nie deel skryf van 'n sin nie, dan word dit nie gesien as 'n opskrif nie en jy gaan jou 1 punt verbeur. Nie net 1 punt nie,
vir elke opskrifie wat jy nie so skryf nie, gaan jy nie punte ontvang nie. Huishoudings deel op die volgende maniere in die welvaart van toerisme. Inkomste, natuurlik. Die besteding deur toeriste beteken inkomste vir huishoudings in die vorm van salarisse en lone wat hulle deur die indiensneming in die toerismebedryf gaan kry. Toerisme kan ook verhoogde inkomste vir ambagslui meebring, nuusmakers, tolke, jy kan ook byvoorbeeld mense wat vir jou meer kan verduidelik as jy byvoorbeeld na 'n plek toe gaan soos Tafelberg, ons sê maar Tafelberg, of selfs in die stad waar jy die museum kan besoek of verskillende kerke, kan jy ook groepe uitneem en hulle betaal jou dan om vir hulle meer te vertel van daardie spesifieke geboue. Byvoorbeeld, groei in die toeristebedryf beteken verhoogde inkomste en indiensneming vir huishoudings, en dan het ons ook infrastruktuur. Meeste van die infrastruktuur wat vir toeriste geskep word, is ook beskikbaar vir die gebruik van ons, die Suid-Afrikaners, wat ook op die einde van die dag voordeel sal trek. Verbeterde paaie, hotelle, telefone, water en elektrisiteit. Vaardighede. Toerisme vereis 'n verskeidenheid vaardighede wat onderwys en opleiding vereis. Toerisme word sedert 2000 as 'n skoolvak ook onderrig wat bydra tot die vaardighede en kennis. Besighede, ekonomiese en basiese dienste, infrastruktuur word deur die openbare sektor verskaf wat die grondslag vir die infrastruktuur vorm. Daar is 'n tik wat glo ek. Dan akkommodasie, vervoer, geboude, besienswaardighede soos die kasteel in die stad byvoorbeeld, kleinhandel en ontspanningsdienste. Kombinasies van openbare sektor en private sektor ontwikkeling. Hierdie is dan toerisme bevoordeel ook die konstruksiebedryf. Hierdie staan vir is dit publieke en private vennootskappe. As jy dit ook in die notas raak sien, is publieke wat natuurlik 'n regering is, privaat, jou privaatmaatskappye, en die V is vir vennootskappe tussen hierdie twee wat vir ons almal voordeel inhou. Vervoermaatskappye, lugredery, spoor, bus en taxi maatskappye trek almal voordeel uit verhoogde aanvraag na toerisme. Geleenthede in die informele sektor, byvoorbeeld motorhuur, kuns en kunsvlei, danse, bestaan ook vir voorheen benadeelde groepe. Dan vir die regering, polities wys verhoogde toerisme die land is in 'n goeie lig. Dit is ook hoekom ons misdaad moet beperk en bekamp en onder beheer hou, want dit is waarna gekyk word wanneer toeriste ook die land besoek. Dit help om werk te skep teen min koste vir die staat. Dit help ook die regering om ander uitgawes te finansier deur die belastingbydrae wat buitelandse toeriste maak. Buitelandse toeriste bring in buitelandse valuta en koop plaaslike goedere met hul dollars, euros of ponde. En dit is hoekom dit so gewild is en dit is hoekom ons so baie moeite doen om vir toeriste dit lekker te maak in ons land. Hulle bring baie geld in. Vermindering van misdaad, soos ek genoem het, beter polisieering, skoner lewe en sanitasie en aansienlik verbeterde vervoer word ook as voordele van toerisme beskou. Belegging en infrastruktuur. Toerisme moedig die land aan om sy vervoerstelsel op te gradeer, soos die Gautrain. Ons het ons MyCity busdiens, soos ek genoem het, en dan ook toerisme kan regerings en gemeenskappe motiveer om nuwe toeriste aantreklikhede en fasiliteite te skep.
Ons het museums, ons het die tuine in die stad, die lughawens, sportfasiliteite en konferensielokale, as ons ook byvoorbeeld internasionale wedstryde hier so in Suid-Afrika het, sokker of rugby of netbal, dan trek ons ook voordeel uit die mense wat ons land besoek vir daardie rede. Slot, hierso is weer eens ons addisioneel, ons het die slotgedeelte, die ondersteuning van toeriste, beide binnelands en internasionaal, het 'n deurslaggewende rol gespeel om ons ekonomie te laat herleef. Soos julle sien, hierdie is dieselfde slot as die vorige. Jy kan dit so gaan uitwerk, jy hoef nie eers aan 'n oorspronklike slot te dink nie, dit is reeds uitgewerk vir jou. So, of jy kan hierdie basis gebruik en iets byvoeg wat dit meer uniek gaan maak as dit iets is wat jy graag wil doen. Dan het ons volgende gedeeltetjie, dit is nou uit die volgende onderwerp van die omgewingsvolhoubaarheid. Bespreek in detail hoe die regering volhoubare ontwikkeling kan verseker. So ons fokus is op ontwikkeling vir die toekoms. Ons inleiding fokus op omgewingsvolhoubaarheid, is die vermoë van die omgewing om die gebruik daarvan vir ekonomiese aktiwiteite te oorleef. Dit is vir jou 2 punte, ons het dan ons hoofdeel, aparte opskrifie vir toekenning van eiendomsreg. En dit fokus basies op waarna kyk mense die beste. As dit iets is wat hulle verniet kry of nie self hoef te gekoop het nie, dink ek nie hulle gaan so goed daarna kyk as wat indien hulle dit as hulle eie eiendom kan sien. So wanneer hulle dit self besit, of dit nou eiendom, byvoorbeeld 'n gebou of selfs grond is of land of wat ook al, dan sal daar beter daarna gekyk word. So die bewaringseffek verseker dat mense omgee vir die dinge wat aan hulle behoort. So om te verhoed dat fauna en flora spesies uitsterf, laat mense eiendomsreg toe. Dit kan uitgebrei word na algemene goedere, byvoorbeeld skoon lug waar besoedelaars slagoffers betaal om besoedeling te verminder. Of dit nou is of jy naby aan 'n fabriek bly, dit is die om dit dan te verminder. Betaal vir omgewingsgebruik. As 'n mens nou byvoorbeeld na Olifantsbos toe gaan en daar is 'n natuurreservaat daar by Kaappunt, dan betaal 'n mens vir die gebruik om in daardie natuurreservaat in te gaan. Die prysbepaling van die omgewing is een metode wat deur die regering gebruik word om omgewingsheffing op te lê. Byvoorbeeld in Suid-Afrika hef plaaslike owerhede heffings op vullisverwydering en rioolverwydering. As jy nou met jou ouers praat oor hulle munisipale rekening, dan sal dit iets wees wat deel is daarvan waarvoor hulle betaal. Die regering hef 'n fooi op verbruikers van produsente vir die afval of vaste stof of vloeistof wat hulle in die omgewing stort. Ongelukkig as ons elektrisiteit wil hê of sekere ander dienste, moet daar 'n mate van besoedeling plaasvind. Ongelukkig soos byvoorbeeld steenkool word verbrand om elektrisiteit op te wek. Dit is ongelukkig deel van die proses. Dan het ons hef omgewingsbelasting. 'n Belasting kan op die uitset of verbruik van 'n goed gehef word waar eksterne omgewingskoste ook al gegenereer word. Die belasting staan ook bekend as groenbelasting. Dit is nou spesifiek waar hier noem hulle motorbande byvoorbeeld wat noodsaaklik is eintlik. So ons moet ongelukkig moet daar 'n mate van besoedeling wees, maar dan word daar belasting gehef op so iets. Die koers van omgewingsbelasting moet gelyk wees aan die marginale eksterne koste.
Dan betaal omgewingssubsidies. Hierdie subsidies verminder aktiwiteite wat omgewingsskade veroorsaak. Subsidies kan ook kan wees vir die ontwikkeling van nuwe tegnologie of toerusting en dit moedig produksie van omgewingsvriendelike energiebronne aan. En mens sien nou deesdae baie meer windturbines en sonpanele wat gebruik word om dan meer omgewingsvriendelik te wees. Munisipaliteite herwin en daar is ander dienste wat byvoorbeeld verskillende dromme het waar jy verskillende produkte kan gooi, papier of glas byvoorbeeld, wat dan herwin word. Reik bemarkbare permitte uit. Regerings wil dalk vra vir die besoedeling en dit kan 'n heffing of 'n belasting hê om daarvoor te betaal. 'n Lisensie of permit word aangebied en besighede word toegelaat om hul lisensies te verkoop aan ander besighede wat wil uitbrei. So, wat dit beteken is, as 'n fabriek byvoorbeeld besoedel tot op 'n sekere vlak, en hulle brei uit, soos hier genoem word, kan hulle 'n gedeelte van of 'n lisensie van 'n ander fabriek oorkoop, sodat hulle meer kan besoedel omdat hulle uitbrei. So dit is wat dit basies beteken. Lisensies of permitte word in 'n permitmark verhandel. Dit kan ook wees tot 'n sekere mate iets soos wanneer daar kreefpermitte en visvangpermitte verkoop word deur die poskantoor byvoorbeeld. Want jy mag nie visvang of kreefvang sonder 'n permit nie. Dit gee ook vir jou die maatreëls vir hoeveel en hoe groot die vis moet wees of hoeveel jy daarvan mag vang om dit te beheer, sodat daar nie 'n tekorte is nie. Dan het ons bevel en beheer maatreëls. Die regering stel maksimum toegelate vlakke van vrystelling of hulpbrongebruik vas. Dit kan nou wees, toegelate vrystelling is nou soos 'n fabriek by, kom ons sê nou maar, Blouberg. As 'n mens op pad soontoe ry, dan sal 'n mens sien daar is 'n fabriek aan jou regterkant, wat besoedel en, maar wat hulle hier sê is die regering sê hulle mag net tot op 'n sekere vlak besoedel. Inspekteurs monitor aktiwiteite en lê boetes op wanneer hulle dit oorskry. Byvoorbeeld, ontwikkelde lande het omgewingsregulasies, byvoorbeeld lug- en waterbesoedeling, geraasbesoedeling, afvalbestuur en herwinning. Waarvan ons nou eintlik baie weet, daar word baie gedoen wat herwinning aanbetref by verskillende skole en ons munisipaliteite en privaat instansies probeer dit ook aanspreek. Daar is selfs groot, kom ons sê, soos byvoorbeeld Adidas het bemark dit as 'n skoen wat uit herwinbare produkte gemaak word. So daar is ons groot maatskappye wat ook daardie rigting begin beweeg. Vrywillige ooreenkomste verwys na formele en informele reëlings tussen die owerheid en besighede om besoedeling te verminder. Besighede verkies hierdie ooreenkomste want hulle kan onderhandel en dit bou in hulle beplanning. Want onthou, 'n maatskappy kan klein begin, maar kan vinnig ontwikkel, wat natuurlik vir hulle toekoms belangrik is sodat hulle kan uitbrei. Die slot vir die omgewingsvolhoubaarheid om bereik te word, moet daar 'n werklike verbintenis van regerings, markte en internasionale gemeenskappe wees om hul optrede teen die omgewing te verander. Daar word ook in die notas verwys na die Kyoto protokol en julle sal weet, ek dink is nou onlangs gaan die G20 lande bymekaar kom in Johannesburg, as ek dit nie mis het nie, waar hulle ook heel moontlik hierdie tipe maatreëls gaan bespreek. Hier het ons die volgende lang vraag. Hierdie is natuurlik alles wat op ekonomiese
kwessies van toepassing is. Hier kyk ons na internasionale maatreëls om volhoubaarheid te verseker. Ons het ons inleiding weer eens 'n definisie van omgewingsvolhoubaarheid en dan het ons die hoofdeel, hulle begin met biodiversiteitsverlies. Dit is byvoorbeeld as ons dink aan 'n omgewing waar daar plante groei en dierspesies is, wil ons dit beskerm ten alle koste. Ons wil dit op 'n hoë vlak hou en hier sê hulle die diversiteit van spesies in die wêreld neem vinnig af as gevolg van uitwissing en dit is onomkeerbare proses. Daarom kyk regerings om gebiede te skep waar bewaring spesifiek plaasvind. Die Verenigde Nasies se konvensie oor internasionale handel in bedreigde spesies verbied handel in bedreigde plant- en dierspesies. So julle sal self weet, mens sien baie in die nuus, daar is stropers wat perlemoen stroop, renosterhorings, haaivinne, so daar is baie goed wat daar buite gebeur wat beperk moet word en waar die polisie intree. Monitering en regulering van handel in bedreigde spesies word uitgevoer met behulp van permitte en kwotas in Suid-Afrika. As jy byvoorbeeld 'n broodboom ook moet of het, of wil koop, dan moet jy ook 'n permit daarvoor hê byvoorbeeld. Chemiese afval is giftig en die effek daarvan op 'n organisme kan dood of onvrugbaarheid wees. So dit moet beperk word. Chemiese afval moet versigtig bestuur word om te verseker dat dit nie in die grondwater beland nie. En dit is hoekom hulle so streng is wanneer dit byvoorbeeld naby aan 'n myn is, dat die myn op 'n veilige manier ontslae raak van die water wat hulle gebruik in hulle prosesse wat skadelik kan wees vir die omgewing. As dit byvoorbeeld in 'n nabye rivier kom, is dit gevaarlik vir daardie diere. Die Stockholm protokol verbied 12 van die dodelikste vervaardigde chemikalieë. Die Rotterdam konvensie beskerm lande wat nie voldoende infrastruktuur het om die invoer en uitvoer van gevaarlike chemikalieë te monitor nie. So dit is iets wat ons nie altyd van weet nie. Gevaarlike afval is meer as 'n chemiese afval en dit sluit giftige metaalafval soos lood in. Gevaarlike afval het 'n stadige ontbindingstempo, dit bly vir 'n lang tyd giftig. Ons weet iets soos kernkragafval, soos byvoorbeeld by Kuiberg, moet veilig van ontslae geraak word dat dit nie vir ons in die toekoms gevaarlik is nie. Die Basel konvensie oor die beheer van oorgrensbeweging van gevaarlike afval laat handel toe tussen lande wat die konvensie onderteken het. Dit beteken dat hulle die reëls en regulasies volg om op 'n veilige manier hierdie vervoer kan verseker. Klimaatsverandering, ons hoor dit nou vir die afgelope jare baie en hier fokus hulle op 'n opbou van sekere gasse soos koolstofdioksied, dit wat ons selfs uitasem in die atmosfeer veroorsaak dat die hitte in die atmosfeer vasgevang word wat tot aardverwarming lei. Die uitwerking van klimaatsverandering sluit in verandering in temperatuur en weerpatrone wat vernietiging van plant- en dierebewoners kan veroorsaak. Hulle verwys ook na die oseaan temperatuur wat verhoog en daarom in Australië by die Great Barrier Reef is hulle bekommerd dat van hierdie koraalriwe tot niet gaan. Die Verenigde Nasies se raamwerk konvensie en oor klimaatsverandering stel doelwitte om kweekhuisgasse te verminder. En dit is ook dan nou soos bo genoem daardie vermindering van chemiese afval of gasse. Die Kyoto protokol is onderteken as 'n ooreenkoms waarin ooreengekom is oor kweekhuisgasvrystellingsvlakke vir ontwikkelde lande. En dan het ons 'n verlies van inheemse kennis
Dit is iets wat stelselmatig gebeur en dit is belangrik dat ons byvoorbeeld met 'n dag soos Erfenisdag weer kyk na kultuur en daardie tipe aktiwiteite. Die verlies aan kennis oor die natuurlike omgewing kan daartoe lei dat inheemse mense hul manier van bestaan verloor. Selfs iets soos 'n taal kan uitsterf want die mense besluit om byvoorbeeld 'n ander taal te praat wat meer algemeen is. UNESCO se bestuur van sosiale transformasieprogram is 'n wêreldwye poging om plaaslike inheemse kennis te dokumenteer voordat dit verlore gaan vir ewig. Omdat dis baie belangrik want van die kulture is net verbaal. Die inligting word net mondelings oorgedra. Daar is geen boeke wat hierdie tipe inligting het nie. So as die persoon dalk oorlede is, dan is al die kennis weg. Ons het dan ons addisionele gedeeltetjie en ons slot. Daar sê hulle die sukses in die beskerming van die omgewing sal 'n verenigde poging van verbruikers, besighede en regerings verg. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons almal ons deeltjie doen by die herwinning van skadelike produkte of plastiek byvoorbeeld. Dan het ons 'n gedeeltetjie hierso wat byvoorbeeld 'n gedeelte in jou vraestel toets soos vraag 1.3 waar hulle vir jou sê hierso is wat is Suid-Afrika se inflasie teiken. Hier kan jy dan gaan skryf dit is tussen 3 en 6%. So dit is iets lekker om jou kennis te toets voor 'n eksamen. Ek glo dit is in elk geval deel van baie van die notas om te verseker dat jy voorbereid is vir die eksamen. So ek gaan net gou vinnig kyk na die volgende gedeeltetjie. Ek sal weer teruggaan na daai gedeelte van ja, so ek gaan net gou oorgaan na die tutor handleiding. Hierso kan 'n mens ook kyk na verskillendes en iets wat daar is baie van hierdie definisies wat baie gewild is in die eksamen. Byvoorbeeld hierso as ek wil net gou 'n bietjie afgaan soontoe. Byvoorbeeld hierso. As mens nou kyk na die definisies, daarso het ek gesê tussen 3 en 6% en dan elke tipe inflasie se definisie. Dit is iets wat kan voorkom by vraag 1.1, 1.2 en 1.3 en natuurlik eintlik in die hele vraestel, maar soos ek sê, die definisies word hoofsaaklik getoets in jou korter vrae. So hierso kyk ons na byvoorbeeld dit meet inflasiekoerse vir die ekonomie in geheel. Implisiete BBP deflator is die verhouding van BBP teen huidige pryse tot BBP teen konstante pryse en dan verwys hulle na allesomvattende inflasie. So as jy nou dink aan word gemeet in geheel en dit is dan, ek weet nie, dit sê vir my nogal in geheel is alles, né? So wanneer pryse van goedere en dienste aanhoudend oor 'n lang tydperk afneem, kyk na daai sleutelwoorde en onthou, as jy jou vraestel kry vir jou 'n highlighter of ek sou self sê sommer net met jou pen, omkring hierdie woorde want dit is belangrik om dit in ag te neem wanneer jy die vraag beantwoord. As dit nou toeneem was, dan was dit inflasie en nou is dit afneem en dit is deflasie. Pryse vasgestel of beheer deur die owerheid, dit is geadministreerde pryse. Daar is owerheidsinmenging. Hierdie enetjie is 'n baie gewilde een en
Yes, so daar's 'n paar verskillende definisies vir hom. Hierdie gebruik hulle gewoonlik in die vraag waar hulle verwys na enige of na die tipe inflasie wat vinniger toeneem as 50%, wat byvoorbeeld in 'n land soos Argentinië het dit nou eintlik beter geraak met hulle nuwe president, waar dit nou meer beperk word, maar inflasiekoerse is steeds hoog en dit is dan hiperinflasie. 'n Buitensporige stygings in die algemene prysvlak, weer eens ons hiperinflasie, hulle noem dit ook wegholinflasie. So hy hardloop weg met al die pryse. Onaangepaste VPI, dis natuurlik verbruikersprysindeks, syfers, hooflyninflasie, dit word saamgestel van die pryse van verteenwoordigende mandjiegoedere. Nou die mandjie waarna hulle hier verwys, as jy dit nou gaan Google, 'n mandjie klink eintlik baie klein. As 'n mens nou dink aan 'n mandjie by een of ander winkel en dink daar kan net so 'n paar produkte inpas. Nou hierdie mandjie waarna hulle hier verwys eintlik na amper, dink is tussen 300 en 400 produkte. So as 'n mens na hierdie mandjie verwys hulle na 'n klomp produkte wat hulle dan vergelyk van jaar tot jaar om te kyk wat is die stygings, en dit is hoekom hulle verwys na 'n indeks in hierdie geval. So hulle het 'n vasgestelde produkte wat hulle dan byvoorbeeld van kwartaal 1 en 2 met mekaar vergelyk of verskillende jare. So ja, lees baie mooi want spesifiek met hierdie definisie, die inflasie is mos nou 'n baie algemeen en breë term. So dit is 'n volgehoue en aansienlike stygings in die algemene prysvlak. So ja, dit laat ook jou koopkrag van jou geld verminder. So hierso, om die inflasiekoers te bereken, gebruik ons dan die om dit nou natuurlik te vergelyk van 2024 en 2025, gebruik ons hierdie formule en dit gee vir ons dan ons inflasiekoers, want dit dui ook aan wat is die toename in pryse. Dit maak deel uit van die regering se monetêre beleid wat deur die Reserwebank bestuur word om inflasie binne die teiken gestel deur die minister van Finansies te hou. Dit is dan 3 tot 6%. Hou hierdie maar in gedagte, dit is 'n baie gewilde vraagie wat eintlik baie maklik is. Dit is dan natuurlik jou inflasieteikens wat ons ook vroeër genoem het. Hierdie by nommer 12 sluit items van die VPI mandjie uit. So, want hulle sê dit is baie wisselvallig. Hulle sê hoogs veranderlik. So dit is iets wat met 'n wisselkoersverandering of iets kan dit nogal baie die koers en die data affekteer. So hierdie sluit items van die VPI mandjie uit wat hoogs veranderlik is of die regeringsbeleid beïnvloed word. Want dit gee dan nie eintlik vir jou, of dit gee vir jou baie wisselvallige data, of dit gee vir jou onrealistiese data, want regering is ook daar betrokke. Dit is dan nou kerninflasie. Hierso word aangetref wanneer daar 'n stygings in die algemene prysvlak. En nou moet jy mooi kyk, want hierdie klink net soos normale inflasie se definisie, maar dan sê hulle as gevolg van 'n stygings in produksiekoste. Daai gedeeltetjie sê vir jou, ons moet dan kyk na kostedruk inflasie, want hulle verwys na produksiekoste. Wat ek vroeër genoem het, dit kan die steenkool wees om elektrisiteit te verskaf, byvoorbeeld, wat die prys sal beïnvloed. Dan, as ons verder kyk,
Nou nog 'n definisie, natuurrampe, lone en produktiwiteit is oorsake van hierdie tipe inflasie. 'n Natuurramp soos droogte byvoorbeeld kan 'n tekort aan koring byvoorbeeld of vrugte, groente veroorsaak en dit sal dan inflasie, kostedruk inflasie wees in hierdie geval. Hierso sê hulle bestaan uit die president van die Reserwebank, 3 adjunkpresidente en 3 ander lede. Hoofdoelwit is om 'n rentekoers vas te stel wat verenigbaar is met die bereiking van die inflasieteiken en dit is die MBK of die monetêre beleidskomitee. Hulle sit omtrent elke 2 maande saam en dan besluit hulle gaan hulle die rentekoers dieselfde hou, gaan hulle dit laat styg, of gaan hulle toeneem of afneem met 'n sekere hoeveelheid basispunte. Nommer 16, die beleid wat deur die staat gebruik word om geldvoorraad in Suid-Afrika te beheer en onthou, dit is wat die staat gebruik. Ek wil eintlik sê dis die fiskale beleid in hierdie geval. Beleid wat die staat gebruik om geldvoorraad in Suid-Afrika te beheer. Omdat hulle staat sê daarso dink ek eintlik dis fiskale beleid. As daarna gestaan het die Suid-Afrikaanse Reserwebank, dan sou ek saamgestem het met die monetêre beleid. So hou dit maar in gedagte. Ek sou sê dis die fiskale beleid in hierdie geval. Nommer 17. Die komitee wat gereeld saamkom om inflasie te monitor en beleid te implementeer om inflasie te beheer. Dit is weer een soos ek nou net gesê die monetêre beleidskomitee. Die meting van die produksiekoste van goedere oor tyd, dit is die produsenteprysindeks. Nommer 19, die koers wat gebruik word om verbruiksbesteding te beïnvloed. Kyk mooi, hulle verwys na die koers. So nou weet ons moet gaan soek vir dit en jy weet een van die instrumente van die Suid-Afrikaanse Reserwebank is die rentekoers. Sodat as hulle dit toeneem, dan wil mense dan gaan mense minder geld bestee. Nommer 20, dit is die koers waarteen die Suid-Afrikaanse Reserwebank geld aan banke leen. Dink net mooi, onthou, ons as kliënte is nou nie hier betrokke nie. Want ons kan nie geld by die Suid-Afrikaanse Reserwebank leen nie, so dit is die repo-koers. Die ander naam vir repo-koers is ook terugkoopkoers. So hou dit asseblief in gedagte, repo verwys na die koers tussen ons Suid-Afrikaanse Reserwebank en ons ander banke in Suid-Afrika. Laag groei, dink mooi, hierso moet jy nou mooi kyk na die sleutelwoorde. Laag groei, hoë werkloosheid en hoë inflasiekoerse kom gelyktydig voor. Hierso is dit dan nou stagflasie. Dis amper soos in Engels dink ek aan stagnant. Iets wat stagneer. Omdat ons nie baie groei het nie en ons het hoë werkloosheid. So dit is iets, die resultaat daarso is stagflasie. Nommer 22, 'n instelling wat verantwoordelik is vir die berekening en publikasie. Kyk mooi hierso, die publikasie van afsonderlike inflasiedata vir verskillende metropole en daar sal jy sien dat dit 'n Statistiek Suid-Afrika is, Stats SA. Nommer 23, die instansie wat 'n sleutelrol speel in die beheer van inflasie. Dit is al iets wat ons in ons slaap kan beantwoord, Suid-Afrikaanse Reserwebank. Nou hulle praat hier van 'n instansie en die beheer van inflasie. Besteding deur die bevolking is verbruik. Dit is 'n baie algemene term. En dan nommer 25, 'n indeks wat die prys van die vaste mandjie, daar verwys hulle weer na die mandjie,
verbruikersgoedere en dienste meet. En dit is die verbruikersprysindeks. Dan as ons kyk na 26, daarso verwys hulle na die bereken die inflasiekoers uitgesluit die uitwerking van die verbandlenings en rentekoerse. So dit sal dan wees VP. Dit is dan verbruikersprysindeks inflasie. As ek nou daai netjie reg het, nommer 27 word aangetref wanneer die totale vraag na goedere en dienste, die totale aanbod van goedere en dienste oorskry. Hulle praat van daar is te veel geld wat te min goedere jaag. En ek sien dit nou daarso in die volgende reeltjie. En dit is dan nou vraag trek inflasie. So die vraag na die produk trek inflasie op. Laat dit toeneem. Okay? So daar is mense met groot salarisse en baie geld en hulle is bereid om meer te betaal vir sekere produkte wanneer daar is 'n tekort daaraan of daar's nie 'n groot aanbod daarvan nie. So die inflasiekoers sal dan styg en hulle sê dan 'n geval van te veel geld wat te min goedere jaag. As jy dink aan as jy baie geld het, is jy bereid om 'n bietjie meer te betaal vir iets wat jy van tevore kom ons sê minder sou betaal het. Nommer 29, die verskil in belangrikheid van items in 'n indeks word oorkom deur 'n geweegde indeks wat die relatiewe belangrikheid van elke item aantoon. Nou dis die weging. Sjoe, dit is nie 'n so algemene vraag en antwoord hierdie nie. So ja, ek maak maar 'n sterretjie langsom in jou notas. As ons hierso nou kyk, dan hierdie was dan nou inflasie. Hier kyk ons nou na toerisme. En hierdie vragie sal vir mense nou voorberei vir jou 1.1 tot 1.3 met jou korter vragies in afdeling B. Hierdie sal ook natuurlik help met jou lang vraag se inleiding. So ja, dit help jou op baie plekke van die vraestel. Nommer 30 hierso is 'n Suid-Afrikaanse landsburger wat binne die grense van die land reis, is 'n binnelandse toerist. Ek het vroeër gepraat van 160 km as 'n mens verder as dit reis om na 'n gastehuis toe te gaan of kom ons sê na 'n dieretuin of 'n wildtuin te gaan, dan staan 'n mens bekend as 'n binnelandse toerist. 31 besoek 'n ander land as bestemming is 'n buitelandse toerist. 32 verseker en bespoedig die lewering van toeriste voordele, dis die departement van toerisme. Nog nie baie dit gesien in die werk tot en met nou nie. 33 toeriste soek die ongerepte natuur skoon op, byvoorbeeld die Rigtersveldse kulturele en botaniese landskap, die Kaapse fynbos en die Kruger Wildtuin. Dit staan bekend as ekotourisme. 34 inheemse mense gebruik tradisioneel organiese metodes en natuurlike prosesse wat die omgewing beskadig nie. Dit is nou soos byvoorbeeld, soos ons vroeër genoem het, dit kan ook wees inheemse of tradisionele medisyne, dit kan tradisionele danse wees, dit kan ook hierso wees, om dit nou meer spesifiek op hierdie vraag te fokus, kan dit ook wees die manier van water stoor en opsoek in droë gebiede. Dan 35 tradisionele kennis wat 'n praktiese toepassing vir die daaglikse oorlewing van plaaslike gemeenskappe is en dis nou inheemse kennis.
stelsels. By 36 is stel kulturele en tradisionele vaardighede wat om 'n spesifieke gemeenskap ontwikkel. Onthou, soos 'n mens rondbeweeg in die land, verskil hierdie baie van die verskillende gemeenskappe wat byvoorbeeld medisyne, die taal, verskillende danse aanbetref. Toerist van 'n ander land wat vir langer as 'n dag bly. Hier is 'n paar opsies, kyk net mooi. Internasionale toerisme, inkomende toeriste kan jy ook gebruik. 39 toeriste wat museums, kunsgalerye en gebiede besoek wat 'n sekere leefstyl uitbeeld, byvoorbeeld die Apartheidsmuseum. Dit is kulturele toerisme of paleo-toerisme. As mense nou dink hoe gewild dit is in Suid-Afrika. 40 toeriste kom na Suid-Afrika om vakansie te hou, sport te beoefen, vriende te besoek en besienswaardighede te besoek. Dit is hoekom 'n mens sal nie regtig so baie toeriste sien as 'n mens net in jou gemeenskap, kom ons sê, by jou huis en jou winkelsentrum dalk sien nie, maar daar is plekke soos die Waterfront en jy kan natuurlik daar ook naby bly of Canal Walk selfs. Robben Eiland en al daai plekke, as mens daar kom, gaan 'n mens baie toeriste raakloop. 41 besoek 'n land om terreine van argeologiese belang soos die Kangu-grotte. Dit is die Kangu-grotte te sien. En dit is dan jou paleo-toerisme. Ek weet daarso op die Weskus is daar ook argeologiese gebiede waar 'n mens kan gaan kyk om dinosourusse wat opgegrawe is te sien. Toeriste besoek die land vir sakegeleenthede en konferensies. Dis sake en professionele redes of toerisme. Die tipe toerisme wat die bywoning van konferensies, handelsskoue en uitstallings in ander lande behels. Dit is dan nou sake toerisme. Dit is nou waarna ek voorheen verwys het, soos die G20 lande wat na ons land toe kom. Dit sal dan as dit geklassifiseer word van mense wat ons land gaan besoek om daardie G20 konferensie by te woon. Nommer 44, aktiwiteite van mense wat reis en oorbly in plekke buite hulle gewone omgewing vir 'n periode van nie meer as 1 jaar nie, vir die doel van ontspanning, besigheid of ander redes. Dit is nie verwant aan enige werk teen betaling in die plek wat besoek word nie, is toerisme. 45 toerist wat deur Suid-Afrika reis deur gebruik te maak van lug, pad, spoor of seevervoer na 'n ander bestemming. Kyk baie mooi, dit is 'n transito toerist. Dan, as jy nou oor see gaan, word jy gesien as 'n uitwaartse toerist. Dit het dieselfde effek op die betalingsbalans as invoere. Dit beteken, jy vat jou eie geld, jy skakel dit om. As jy byvoorbeeld Amerika toe gaan, jy verkoop basies jou Suid-Afrikaanse rand, jy koop Amerikaanse dollar aan en jy gaan spandeer dollar in Amerika byvoorbeeld. Dit is hoekom hulle dit so noem hier so as invoere. Dan, as ons kyk na onderwerp 14, dis omgewingsvolhoubaarheid. Hierso verwys hulle by nommer 47 verwys na die geleidelike toename in die temperatuur van die atmosfeer van die aarde. Dit is dan nou aardverwarming. Dit is 'n internasionale ooreenkoms om 'n radioaktiewe afval te bestuur. Dit is dan nou die Basel konvensie. Dit is nou, soos ek vroeër genoem het, om ontslae te raak van die afval, die kernkragafval van Kuiberg byvoorbeeld. Dit word
as ek nou reg onthou, in die Karoo begrawe, wat nou nie die beste oplossing is nie, maar dit is wat tans gebeur. Nommer 49, die regering gee aan elke onderneming 'n lisensie om 'n sekere hoeveelheid besoedeling vry te stel. Dit is bemarkbare permitte. Dit is ook 'n gedeelte wat deel is van daai lang vraag wat ons sopas so 'n paar minute terug deurgewerk het. Beywer vir die kreatiewe voortbestaan van die omgewing terwyl seker gemaak word dat omgewingsverandering die lewensgehalte van beide huidige en toekomstige geslagte, dit is daai woordjie volhoubaar, in ag geneem word en dit is dan beskerming. Nommer 51, die vrystelling wat in die natuurlike omgewing invloei as gevolg van menslike aktiwiteite, bo die vermoë van die omgewing is om dit te absorbeer. So ons besoedel vinniger as wat ons dit kan, as wat die natuur of ons dit kan van ontslaa raak en dit is dan nou die besoedeling. Mens hoor gedurig van 'n skip wat dalk gesink het, wat olie ingehaat het, of die tempo waarteen ons plastiek gebruik in ons omgewing is baie vinniger as wat ons dit kan herwin byvoorbeeld. Nommer 52 veroorsaak skade aan die omgewing deur die storting van afvalmateriaal. Dit is weer eens besoedeling. So jy moet bewus wees van die verskillende maniere waarop hierdie gevra kan word. Nommer 54, die direkte regulering van 'n nywerheid of aktiwiteit deur die middel van wetgewing wat uiteensit wat toelaatbaar is en wat onwettig is. Dit is die bevel en beheer maatreëls. 55, pogings om nie hernubare hulpbronne, byvoorbeeld ekologiese stelsels en erfenisterreine in stand te hou. Dit staan bekend as bewaring. Nommer 56, die proses om die omgewing op 'n wyse te bestuur dat dit ongeskonde bly. Dit beteken dat dit nie beskadig word nie. Is ook bewaring. En op hierdie stadium, soos ons stede en dorpe uitbrei, is dit belangrik om in ag te neem wat die effek gaan wees op die natuur in die langtermyn. Nommer 57, 'n verskeidenheid plant- en dierspesies wat in 'n sekere omgewing aangetref word, is biodiversiteit. Dis nou soos 'n plek soos Tafelberg, of 'n vlei of 'n rivier, 'n area wat ons natuurlik mooi moet oppas. Om seker te maak die diere en plantlewe word op volhoubaar beskerm. Nommer 58 impliseer koste en voordeel waarvoor nie beplan is nie, soos lugbesoedeling veroorsaak deur fabrieke. Dit kan nie gestop word sonder beperkende beleide nie en dit is eksternaliteite. Ons het vroeër gepraat van positiewe en negatiewe eksternaliteite. Besoedeling is byvoorbeeld 'n negatiewe eksternaliteit in 'n sekere area. Nommer 59, 'n heffing op die produksie van produkte wat eksterne omgewingskoste veroorsaak, is groenbelasting. Soos ons ook vroeër gesien het, om toe te sien dat ons omgewing op 'n volhoubare wyse beskerm word en na gekyk word. Nommer 60 is hulpbronne wat vervang of herwin kan word. Dit is hernubaar en in die Wes-Kaap spesifiek is dit regtig waar iets wat ons munisipaliteite na kyk en ook natuurlik die regering wat kyk na watter tipe elektrisiteit ons kan opwek deur alternatiewe maniere soos sonkrag en ook ons het hidroelektrisiteit. Ons het selfs deesdae gety energie wat opgewek word as 'n mens dink aan die branders of
seestrome wat konstant is, wat ook gebruik word. Nommer 61, die hergebruik goedere wat reeds 'n oorspronklike doel gedien het, en dit is herwinning. Dit is iets, soos ek sê, wat 'n groter gedeelte van ons lewe nou deesdae uitmaak. Nommer 62, basiese sisteme en strukture wat 'n land benodig vir ekonomiese aktiwiteit, byvoorbeeld vervoer en kommunikasie. Ons weet dit is infrastruktuur. Dis 'n baie algemene term. En hier verwys hulle weer daarna, dit is nou ook, ons kan ook ons telekommunikasie byvoeg, ons kan, wat ook dan nou ons internet insluit. Dit is infrastruktuur, publieke goedere ook. Nommer 64, konvensie wat beleide opstel wat handel oor verlore spesies, dis die internasionale handel in bedreigde spesies afdeling. En nommer 65, 'n beduidende en volgehoue variasie in die normale weerpatroon is klimaatsverandering, en soos ek gesê het, dit is iets wat spesifiek lande wat op landbou gefokus is, dit is daardie regerings kyk na hoe dit beheer kan word en bestuur word. Dan het ons gasse wat die hitte binne die aarde se atmosfeer vasvang en tot aardverwarming bydra. Dit is dan kweekhuisgasse. 67 is 'n internasionale ooreenkoms waarvolgens ontwikkelde lande betalings maak aan ontwikkelende lande vir hul reg om te besoedel. Dis nou lande soos China, Amerika is ook deel daarvan. Mens weet net nie of hulle dit altyd nakom nie. Dit is die Kyoto protokol wat in Japan begin het. Nommer 68, wetlike bindende verpligtinge is vasgestel, waardeur geïndustrialiseerde lande ooreenkom om uitstraling van 6 kweekhuisgasse te verminder, is weer eens die Kyoto protokol in hierdie geval. Dan, as ons by nommer 69, die vrystelling van skadelike gasse is lugbesoedeling. Wees net bewus, daar is partykeer baie algemene terme, soos hier kan jy sien, besoedeling is 'n antwoord, uitlaatgasse, so daar is wel meer as een antwoord in hierdie geval. Ekskuus tog. Nommer 70, natuurlike hulpbronne wat nie vervang kan word wanneer dit uitgeput is nie hernubare hulpbronne. Steenkool is sommer 'n baie vinnige voorbeeld wat gebruik kan word, wat ook gebruik word vir die opwekking van elektrisiteit in spesifiek Suid-Afrika op 'n baie groot mate. Nommer 71, 'n belasting wat gehef word op goedere wat die omgewing benadeel. En dit is die belasting woordjie daar wat vir jou moet uitstaan, en vir jou moet stuur na die woord groenbelasting, wat dan ingestel word sodat dit beheer kan word van die regering se kant. Nommer 62, belasting wat gehef word op die produksie van goedere wat eksterne omgewingskoste genereer. Dit is dan omgewingsbelasting. Daar is ook 'n opsie vir groenbelasting in hierdie geval. Nommer 73, word aan ondernemings toegestaan in 'n poging om omgewingsskade te verminder, en dit is omgewingssubsidies. Dit moet regtig waar jy moet so fyn lees. Byvoorbeeld die woordjie toegestaan, stuur 'n mens nou basies na die subsidies gedeelte van hierdie antwoord. Dan nommer 74, die verantwoordelike gebruik van die omgewing vir ekonomiese aktiwiteite. Dit verwys na die bevrediging van behoeftes van die huidige geslag sonder om die behoeftes van toekomstige geslagte in gevaar te stel.
En dit is die woordjie volhoubaarheid wat hierin kom. Want ons moet so verantwoordelik optree met ons omgewing, sodat die kinders en kleinkinders eendag steeds hulpbronne kan hê om ook te gebruik. Nommer 75 ooreenkoms wat ten doel het om chemiese afval te beperk is die Stockholm Protokol. 76 staan ook bekend as die Aardeberaad. Die doelwit van hierdie organisasie was om strategieë te implementeer om omgewingsvernietiging stop te sit, en dit is dan die Verenigde Nasies se konferensie oor die omgewing en ontwikkeling. Goed, ek wil gou na die volgende toe oorbeweeg. Ek wil net gou die volgende vir julle almal wys, en dit is die opsies wat ek vir julle wil gee. Dis natuurlik iets wat ons na moet kyk. Ongelukkig nou redelik klein, maar ek gaan sommer deurlees, en hierso gaan ek 'n bietjie groter maak, en hier is die lys van die lang vrae, en dan is daar aangedui wanneer hierdie lang vrae gevra was. So byvoorbeeld as ons kyk na die ekonomiese kwessies, sal ons kan sien dat die voordele van toerisme was in Mei en Junie gevra. Dit is nou in hierdie jaar. Daarom kan ons sê dit kan uitgekanselleer word as 'n lang vraag. Die ander een is die volhoubare ontwikkeling van die omgewing, dis omgewingsvolhoubaarheid wat dan ook kan wegval. Dit beteken die lang vraag wat uitstaan waarop jy moet fokus of meer moet fokus, is hierdie in kom ons sê die groen wat baie uitstaan hierso. Liggroen is byvoorbeeld wat ons vroeër deurgegaan het, en dit is die bekamping van inflasie, en dan is dit ook die effek van toerisme wat uitstaan hierso as 'n lang vraag wat gewild is, en dan ook die probleme en die internasionale maatreëls lang vraag wat as belangrik uitstaan. Die res natuurlik kan in afdeling B gevra word, so hou dit asseblief in gedagte. So ons kan nie net dit los nie. Ons moet wel bewus wees van die geval